Oh my word, ek het sopas 'n hele intro record. Ek het dit 'n paar keer oorgedoen. En toe besef ek het Simonay se van Noordman heeltyd uitgespreek en haar aangetroude van is Pretorius. En ek weet sy is nou Simonay Pretorius, so it will just be respectful for me to say Simonay Pretorius. In elk geval, baie welkom by nog 'n episode van So loop maar die lewe en so. Dit is 'n episode nie net met Simonay Pretorius nie, maar ook met Mila Guy. Hulle is twee aktrises in Johannesburg. In my vorige intro het ek 'n hele ding oor ons honde gehad, met wie ek vanoggend gaan stap het en hoe honde egoloos en eerlik en net amazing is. Dit was 'n hele freaking subplot hierdie honde theme wat letterlik langs my lê. Hulle is so uitgeput van hulle parkstappe vanoggend. In elk geval, maar daar was 'n beautiful marriage in die idees, dit het toevallig gebeur, van eerlikheid en van honde se eerlikheid. En ek dink nogal, hulle lê so hier langs my, die Saartjie en Fiji, ons Golden Retriever en Chocolate Labrador by my terwyl ek hierdie intro rekord. Dis hoekom ek toe nou aan hulle dink. Maar toe ek dink met wie ek die podcast gedoen het, Simonay en Mila, toe dink ek net ook hoe eg en eerlik hulle was. En ek het dit moerse baie waardeer. Ons praat so eerlik oor die lewe, mense loopbaan. Hulle is twee aktrises in Johannesburg, by the way. Hulle het baie extensive, impressive CV's en hulle is albei ambitious en nederig en hardwerkend en soort van, ek dink nogals entrepreneurial en wil hulle self upskill en wel, ek dink en ek voel en ek kan of weet al reg goed, maar check dit self uit. Dit is 'n regtige ek sê letterlik vir elke episode hoe special dit is, maar dis omdat elke episode vir my special is. Ja, ek gaan nie die intro die langste deel van hierdie podcast maak nie. Dis regtige epic episode. Ek het dit ontsettend geniet. Ek sê vir hulle dankie. Ek sê vir jou dankie wat hierna luister. Ek hoop dit gaan goed met jou. So in wat ons hoop is een van die laaste sections of stretches van lockdown. Mag jy 'n awesome dag hê. Much love, liefde van huis tot huis en ek geniet hierdie awesome episode met Mila Guy en Simonay Pretorius. As jy fine is en jy kan ons hoor en semi sien, is dit ook fine. Solank jy net gemaklik is. Yes, ek kan. Julle, baie dankie dat julle hier is. Ja. Thanks guys. Dis so lekker om julle albei lyk so fresh en awesome en feeling good. How is life? Kom ons begin sommer Mila, jy het nou net ingekom. How's life? En dan Simonay, how is life guys? Ja, life is lekker. Ja, weer aan die werk, so dis lekker. Het julle weer aan die werk as in shooting weer by 7 Line, het julle weer begin shoot? Yes. Ja, hulle het laasweek Vrydag begin en ek het Maandag begin. So dis lekker. En net vanoggend vir die eerste keer in die buurt gaan stap. Nice. Hey, good. Voel dinge terug is soos by 7de Laan. Ja. Weet jy is nog relatief nie daarso, maar voel dit soort van back to normal of is daar allerlei soos hectic regulations en is 'n weird vibe? Nee, dis weird vibes. Want jy mag nie aan mekaar vat nie, soos ek en die Andre, hy is vir my man. Ons het nou die dag gesien en hy vat hom net om my lyf want ons stap uit en hulle stop en sê, nee, mag jy aan mekaar vat nie. Wow. So dis ewe skielik as 'n akteur, jy voel restricted, jy voel in jou bubble, jy mag nie eintlik aan iets vat nie, voor hulle vir jou sê jy mag nie, want hulle moet hom disinfect. Ja, so jy voel baie soos restricted, voel ek. Hulle het vir ons op stel gevra, hulle het vir ons op stel gevra, daar was 'n scene waar ek iemand se hand moes vashou en hulle het ook hulle het toestemming gevra, ek moes amper 'n flipping kontrak teken, maar die storie het dit nodig gehad. Want al die kissing scenes is cool en nou sit hierdie soos oploop na hierdie storielyn toe en onmiddellik is al die intieme goeders uitgehaal. Toe het hulle soos gesmeek, kan ons julle net laat hande vashou en vir een toneel en toe het hulle soos gefilm alkohol voor en na die tyd tussen elke ding. So dis crazy. As akteur moet jy jy dink aan dit, dis random, dis baie weird. Want by the way, net as 'n side note, né? Hierdie podcast gaan
Ons gaan waantoe, want ek het nogal 'n tendency om ons begin so en dan as ons weer kyk, praat ons letterlik oor die sterre of iets, verstaan? So, Okay. ja, exactly. So Okay. ons gaan waarmee julle comfortable is. Ons verstaan, ons vla, as ek iets opbring en julle sê, ja, whatever, gaan. Ek het verlede week 'n episode met Ilandre gedoen en dit was so cool, die sanger. En ek het Ja. op die stadium ook soos, baie keer het ek moer diep gegaan en ons het net so afgevla. Ek het op 'n stadium by geloof uitgekom en ek was soos, okay, ek respect verskillende mense se sienings en goed. So ek gaan nie noodwendig like, let's talk politics, let's talk religion. It's not that vibe. We just flow and if you're not comfortable with something, we go. So, net sodat julle kan lekker comfortable wees. Having said that, Simonay, jy is /was/ weer eens like all as you are comfortable with. So as jy nou praat van by julle, praat jy van by binnelanders, reg? Ja, by binnebuit. By binnebuit. Want obviously liefde en intimacy en is so liefde en relationships is 'n huge deel van 'n soapies waar mense wat mense like. Ja. So okay, maar is jy daar for the foreseeable future of is that like under wraps, we don't talk, we're moving on? Cool. Interesting. Ja, dis 'n ek bedoel ek is daar nou. En maar ons kyk aan. Dis baie lekker om te wees, jy weet. En maar toe ek ingegaan het, ek kan nie te lank by een plek bly nie. Dis my persoonlikheid begin vaskop. Ek dink Mila's ook so. Soos ons wil onmiddellik ander goeders begin doen en ons wil onsself challenge. So as soon as you have a challenge, dan begin jy daaraan werk en sodra jy voel okay, cool, ek is gemaklik daarmee, dan wil mense alreeds weer uit jou comfort zone uitgaan. So ja, ek weet nie tot wanneer ek daar gaan wees nie, maar ek weet ook die CP setup, hoewel dit vir my wonderlik is en dit is ongelooflik lekker om 'n community van mense te hê. Ek weet net ek kan nooit te lank in een plek bly nie. So, okay, cool. So ek het nogals deesdae, aan die begin was dit net soos flowing, maar deesdae ek hou daarvan om so 'n bietjie research te doen. Gelukkig, ek bedoel, julle is altyd vir my relatief familiar. Ek en Simonay het saam altyd by Stellenbosch geswat, nie in dieselfde jaar nie, maar Mila, obviously, ons het al saam gefreaking swem en onder is by die pool en ons sal buddies, so dit voel vir my soos redelik mutual, maar daar's obviously mense wat luister. Ek sien daar's Andries, so like die dinge. Ek sien daar Dude, ek vra so stil as moontlik inkom. Nee, dude, almal is deel van die podcast. You like it, dude? Lekker jy, dude. Lekker buddies. Man, you're looking fresh. I like it. Lekker. Jy ook dude, ek like my bar. Ja, dis 'n heavy jaw, dis 'n rowwe jaw. Maar jy's enige tyd welkom in te join, man. Okay, geniet dit. Bye. So ek het so 'n bietjie research gedoen, jy weet, meer as nou net dit en daar's 'n paar goed waartoe ons gaan. Ek het so 'n bietjie vra hierdie kant daai kant toe. Maar nou dat ons hier praat, wil ek dit actually hieroor praat. Dis vir my baie cool and respectable dat hoe voel julle en julle daar's nie interruption nie, ons vul by mekaar aan en whatever. Soos hoe voel julle as a freelancer of an actor of whatever you want to call it, independent contractor, entrepreneur, however we see ourselves in the many different capacities, obviously om by 'n plek te wees, of dit nou Sewelaan of binnelanders of freaking die House of Cards is, jy weet, daai stability van 'n salaris kry en daai sekuriteit is daar's iets probably aanloklik aan, jy sê, yes, daar kom geld aan die einde van die maand, like ek dink is baie brave and respectable, Simonay, dat jy is, of jy nou by binnelanders bly vir die volgende 20 jaar of nie, like, that's not relevant for this question, maar dink jy mens is jy confident genoeg, which is amazing, werk jy in jou eie stuff, ek weet daar sprake van 'n movie en goed, dat jy kan gaan, I'm going to take the leap of faith, and I'll hopefully fly, kyker jy al voor die tyd, vir indien jy eendag sou weggaan, of wat's julle relationship met sekuriteit versus freedom/unpredictability? Dis 'n flippend goeie vraag. Ek dink dis funny want the confinement of soap is vir my nogal erg. Die feit dat jy al jou tyd by een plek spandeer en ons obviously hurry up and wait, maar dit is oor 'n lang periode. So CP is vir my, dis funny, maar ek weet dis nie vir almal so nie en ek het baie respek vir ander mense wat obviously anders gewire is, maar vir my raak dit begin my vir so die sekuriteit
I thrive on the unknown in 'n manier, jy weet, so ek moet sê ek verkies eintlik freelancing. Ek verkies eintlik om nie vasgemaak te wees by een plek nie. En ek dink the mystery of the unknown is that you have to create your own work en jy moet 'n manier kry om gestimuleerd te bly en om obviously inkomste te kry. Daar is natuurlik die scary deel daarvan, jou debietorders ensovoorts, maar ek love die gevoel en die rush wat mens kry, die adrenalien wat mens kry uit ek moet nou iets self create om iets in te kry. Whereas dit lekker is om by 'n seep te wees of iets wat meer vas is, want everyone goes through different seasons. Toe ek en Andries getrou het ons gevoel okay, maar vir die volgende jare wat ook al, hoe lank ook al is 'n bietjie sekuriteit lekker. Jy weet net vir ons om te settle en saam in te trek en al die goedjies te doen. Maar ek dink my persoonlikheid neig bietjie meer na die vryheid van meer tyd. So ek ag tyd hoor eintlik as inkomste, if that makes sense. Dit klink nou flippend. Ja. Maar dit is maar net so. Nee, dit klink alles baie sensible en ek love it. En ek hoor wat jy sê, daar's 'n sekere tipe incentive in predictability, want jy sê yes, I'm gonna have to figure this out myself, you know. It's not gonna jy het 'n bietjie hassle. Exactly. Mila? Ek hou ook van vryskritter te wees. Jy het jou eie tyd, soos Simonay sê. En jy praat nou van hustle. Dit laat jou meer hustle. Jy kry amper meer geleenthede as jy 'n vryskritter is, want jy's buite, jy's besig. Jy moet jou volgende maand se huur betaal. So ek weet nie, daar's 'n adrenalien aan dit wat lekker is. Jy sê, okay, cool, ek moet iets gaan vind. En dan sê jy ook, dan sê jy meer ja vir meer goeders. So dan groei jy ook meer as 'n akteur. Maar ek dink almal het hulle seasons om 'n seepie te doen is lekker, want jy het 'n stabiele inkomste. Maar ja, dit kan vinnig boring amper raak. En ek hou nie van 'n seepie. Ek hou van 'n seepie, maar ek hou nie van 'n seepie dat hulle jou besit nie. Ja. So hulle het jou tyd. Hulle sê vir jou wat jy mag doen, wat jy nie mag doen nie, met wie jy mag praat, met wie jy nie mag praat nie. Dit is vir my 'n groot aanpassing van ek moet eers as iemand my artikel wil doen, moet ek eers by hulle hoor, hey, julle mag ek? Nee, so dit is vreemd, ja. Ek stem so, ek verstaan wat jy sê en ek bedoel ons sê obviously hierdie gesprekke met dankbaarheid en respek tot die en al dat. I think we know this, like wie ook al Aaron Swart van Binnelanders House het, wie ook al luister, like but it's nice to be able to talk about this so freely, want julle albei in my opinion is jy weet ook sterk individue en mens wil nie, it's not about just it's my brand whatever, maar jy wil obviously in betas mense verskillende behoeftes, maar kom ons sê Mila Guy of Simonay Noordman, Simonay Pretorius, ek gaan maar nou met Noordman. I suppose it's like as professioneels op Noordman. Nee, dis professioneel ook Pretorius. Okay. Look at this. Okay, the great. Nice. Okay. Dis Pretorius, nee Noordman, but the name Noordman we're trying to get it away that it needs to be Pretorius. Okay, well, almal op buite, dis Pretorius. This hierdie is die waterskeiding nou. Ja. Noordman was nog altyd vir my, sorry, dit was nog altyd, ek bedoel, I love where I come from en is my pa se fan en wat, maar ek het nog altyd so uitgesien om my fan te verloor. I was always like, cool, dit gaan net dus vir 'n deel van my lewe, deel van my wees, maar ek wil my man se fan vat. So ja, en dis net vir my, dit voel so 'n bietjie nazi Noordman, dis baie so harde van. Pretorius werk, van Pretorius, it sounds right. Dis mooi. Maar ek bedoel, ek het nou gegaan, as mens Instagram, as jy Simonay Noordman optik, albei kom op dink ek, so it works. Ja, it's safe for now, ja. Exact. Okay, julle, hoor gou hierson, hè. Waarso het julle paai vir die eerste keer gekry? Nou gaan ons bietjie in hier, like, dit voel vir my, ja, daai's my vraag, julle kan vul by mekaar aan, like, want julle, daar's so baie raakpunte, en die stap wat jy al gedoen het, en ek gaan nou daarby kom, maar kom ons begin net eers by, like, where did your paths cross? Was it strictly professional in the beginning? Was it first friendship? Was it first, like, getting along? Want toe ek met Mila chat nou die dag, en die idee kom op van saam met jou 'n podcast en Simonay, toe sit soos awesome vibe, jy weet, so it's obviously not only a professional colleague vibe, there's obviously like a warm friendship vibe. Where did it start, and what was the dynamic? En Mila, Simonay, jy like as jy wil begin, en dan Mila, julle kan dit vlug. Onthou nie. Ek weet nie. Ek is dus YouTube channel was. So ek en 'n vriendin het 'n YouTube channel gehad. Moet dit
moet dit nie gaan soek nie asseblief. Ek onthou dit. Was dit Yes. Ooh. Ons is begin van ons loopbaan, jy weet jy wil aktief besig bly en leer en so. That's Toe the ek vir hustle. Simonai gevra, yes, planting the seed for someone. yes. Mm. Die vraag ek vir Simonai of sy 'n guest sal wees op hierdie show van ons. Net sê nie, wat is dit? Nou, sy naam is Lip Eyes, maar dis Lip Eyes. Yes. Ja, Daar's tot 'n liedjie. Ja. Yes. Ek kon Ja. nou liedjie actually. Gaan lip, as so iets. La la lip eyes. Nothing Yes. catches his body. Jy sien mense, dis plant saadjies en iewers mense pick daai shit op, so it's good. Maar okay, so toe het jy toe vir Simonai al gesien in iets of hoe het jy geweet van haar? Dis nou wat ek wonder want ek glo nie ek sou jou net so maklik kon vra nie. Ja, Moes ek jy het seker social media vibes, né? Of het ons yes. ontmoet? Ek sê dit by 'n event. Probably. Iewers. Dis so Ja. random jy kan onthou die presiese oomblik kan Glad nie. Dit het net so- Maar ons het nie eens daar maatjies geraak nie. Ons het op Nee. hotel 1 maatjies geraak. Ja. Ons het so van daar af, ons het toe Lip Eyes saam geskiet en dit was baie oulik en cute en was nog Arno Grewe was ook in dit, nee. Yes. Ek het nie eintlik dan nog die kontak gehad nie tot en met die hotel. Ek dink soos die eerste read toe of dit was 'n braai geweest. En toe ry jy Yes. saam my Pretoria af en toe in die kar toe connect ons vir die eerste keer. Yes. Ja, ek het van Ja. daar af en daarna het ons in kontak gebly en toe wou Mila Johannesburg toe trek en ek wou ook Johannesburg toe trek. Toe kry sy 'n Yes. flat in Linden en toe vra sy, sy sê sy het 'n flatmate nodig, hoe voel ek? En net voor dit het ek nog vir my ma gesê ek dink ek is reg om jy weet uit te trek of Linden toe te trek, whatever. So it all just like aligned. Meaning trek vanaf Pretoria aan Centurion, dis waar jy was, né? Yes. Ja. So, ja. So Ek was Hatfield. Yes, die skool en hy is Centurion. En ja, Simonai, jy was hoofmeisie van laerskool en hoërskool, né? Centurion. Super impressive. Very nice. En Dit is baie random want ek dink nie ek's bietjie split so twee wolwe. Die een kant is super soos ek wil alles reg doen en ek hou nie daarvan om reëls te breek nie en aan die ander kant hou ek nie van reëls nie en ek is soos ek dit is baie random maar anyway Maar ek het gehou van ek het hierdie is nou waar ek brag oor dat ek regtig actually 'n stukkie research gedoen het. Ek het gehou van daar was 'n video wat ek op YouTube gesien het waar jy, dit was nou nie soos maande se research nie, maar daar's 'n video wat ek op YouTube gesien het waar jy gepraat het van daar's 'n verskil tussen perfection en excellence. En dit was vir my baie cool. En ek dink julle het albei 'n soort van 'n excellence tipe standaard waartoe julle strive, maar ek wil net gou teruggaan. Wat is die tipe dis my altyd fascinating, maar ek dink dit is omdat ek 'n baie komplekse verhouding het met my skoolloopbaan. Wat is die tipe kids was julle op skool? Was julle soos julle nou is? Nee, ek dink ek het myself baie ernstig opgeneem. Ek wou so ek besef dat daar is mense kom ook maar op 'n punt in jou lewe waar jy net maar vrede maak met hoe jy aan mekaar gesit is, hoewel jy skaam kry daaroor, maar ek is wel kompeterend of ek wil goed wees in wat ek doen. Ek wil nie sê ek wil die beste wees nie want dit is nie altyd moontlik nie, maar ek dink ek het daai ambisie en and it's a strive for excellence en ek dink dis wel excellence in performance altyd of perfection so 'n bietjie alkoppig gestaan het. Maar ek was maar die voorbeeldige, ek wil niks verkeerd doen nie. As ek het een keer gebank en toe het ek maande gerou daaroor en ja, so ek was maar daai persoon. Ongelukkig. Ek dink ek doen nou, maar dit is maar hoe ek was. Ja. Maar ek suppose om hoofmeisie te wees beteken jy het nog steeds probably oor die weg. 'n Mens moes vir gestem het. So jy was nie net not that that's bad, maar ek bedoel jy was then maybe like perfectionist, anal, whatever in some of your work or whatever, but you had to be like you had to get along with the people or that jy weet. Ek dink so. En dis waar ek en Mila ook baie dieselfde is. Sy's ook 'n empath en ons het al baie gesprekke gehad daaroor. So jy's empathic teenoor mense en ek het altyd 'n hart vir die ander dalk ook gehad. So jy moet nou soos gaan aanmeldingsbriewe gee vir die rokers by die fietsloods, maar eintlik sit en kuier jy saam met hulle want jy net soos jy
love hulle en jy love die rebelsheid en dat hulle nie van reëls hou nie. Ja. En dan kry iets ons ek het so 'n bietjie daai ding in my, maar ek dink dis wat ons moontlik vir my gestem het. Ja, maar dis cool. Dis of 'n menslikheid as 'n middeweg, jy weet, tussen die reëls en die rebelsheid. Mila en jy, obviously mense het al so baie vir gevra. Ek het gedink ek gaan kyk of ek hierin en moenie worry nie, ons gaan nie vir 2 weke lank hier sit in die podcast doen en deurnag nie. Ek het gedink soos ek gaan bietjie my vrae gaan julle check. Is ook soos ek weet baie mense het al gevra, so hoe was dit om in Nieu-Seeland skool te gaan? Like soos I'm not going to only ask the usual questions, maar ek dink dit is super interesting nog steeds. Yes. Soos, hoe was jy? Like ek weet jy was op hoërskool in Nieu-Seeland. Ek weet jy was fun fact, ek weet jy was saam met Faf de Klerk. Ons het al daar gepraat vir 'n ruk op skool. In fact, ek weet nie detail met nou nie, maar ek weet julle was buddies of julle het gedate vir 'n ruk of iets, maar Ek het nou net so 'n fotootjie gekry, so klein. Ja, dit was 'n laerskool. ja. Ek dink hy was soos 'n kerel vir soos maybe 'n maand. Dit was so vinnig. Mense, ek was verskriklik skaam Ja. in laerskool. Ek het baie maatjies altyd gehad, maar ek was skaam en ek was baie soos soos ek wou my punte baie goed hê. Soos as ek onder 90 gekry het ek gehuil. En toe ek dink toe ek toe Nieu-Seeland toe gaan, het daar iets gebeur van ek kan iemand niets wees. I don't have to worry. En ek dink ook in Nieu-Seeland die struktuur by die skool is baie meer, dis nie papegaai leer nie, dis do it yourself. Skryf jou essay, dink waar jy vandaan wil kom met jou idee. En ek dink daai vryheid het my baie soos bietjie stout gemaak, I guess. Ja. Dan sê ek soos ek hoef nie so hard te leer nie. En almal sit net en doen niks en jy soort van soos, okay, hulle is nie so streng hierso nie, so toe ek bietjie in 'n stoutigheid geval. Maar ek was in 'n meisieskool vir 2 jaar en toe het ek oorgegaan na 'n co-ed skool. Ja. En daar was ek net 'n jaar en toe daarna toe het ek 'n leier geword. Wat nogals vir my nice was van ek's 'n jaar in 'n skool en toe het ek mense ja, 'n leier van die Yes. Dit sê so van die matriek, ja. Shit. Soos ek het graad 11 en toe eindig graad 11, toe dan kan jy sê of jy 'n leier of jy wil opgaan om 'n leier te word en dan stem hulle en so en toe het hulle gestem, so I guess it says something. Maar ja, ek was baie aktief. Ek het hokkie gesing, ek het hokkie gespeel, ek het gesing, ek was baie betrokke. So ek as skoolkind was ek baie betrokke, maar ek het gebank. Is dit? Het jy weggekom daarmee? Ja. Ja. Die vraag is gebank en sleg gevoel daaroor. Nee, so wat gebeur het is my vriend, hier gaan ek gou diep, my vriend het selfmoord gepleeg en toe daarna, toe ek nie meer lus vir skool nie. Ja. En toe het my buddies my altyd opgelaai of ek het na hulle huis gegaan en dat ons maar net daar gechill en dis maar hoe ek begin bank het en ek het nie sleg gevoel want ek dink ek het gerou. So en toe daarna het ek soos kyk, dis nou verby, weer terug by die skool. Maar ek het altyd goed gedoen in skool want ek het geweet ek wil graag iets gaan swat. So you gotta do good. Ek is altyd fan. Selfmoord is so heavy, maar ek's altyd intrigued. Ek's altyd so morbid fascination. Ek soos, oh my gosh, was die kid wat saam met my op skool was? Dis nou 'n moerse segue, maar Hy was so ek het seensvriende gehad, net soos vriende op hoërskool. En dan was ek die enigste meisie en hulle was in 'n ander skool, nie in my een skool nie. En ek het altyd met hulle gehang na skool en toe het hy net eendag selfmoord gepleeg. Ek weet nie. Hy was baie vriendelik, hy was 'n cool dude en toe eendag toe bel hulle my. Toe gaan ek hospitaal toe lewe hy nog en toe het homself geskiet, so hy het verband aan sy kop gehad. En toe kom ek by die hospitaal toe lewe hy nog, sy hand vasgehou en toe dink 4 uur, toe gaan ek huis toe kom kry my pa my 3 uur die oggend ek dink. En toe 5 uur of 4 uur toe sy oorlede. Ja, dit was weird. Shit, sorry man. Ek het nie gedink hierdie Nee. van so vinnig. Sorry man. Nee, ek het gevra. Ek was soos, tell me more. Ek het nie eens geweet Ja. van nie. I don't even know you. Ja, dit was so iets wat mens wegsit want dit was so weird tyd, jy's op hoërskool. Ja. Hierdie voel nie real, dit voel nie werklik nie. Hoe kan jy as 'n tiener dink, jy weet, jou lewe is shitty. Ja, ek weet nie, maar anyways, dis ja, ons het nog tennisplan, ons het tennis van speel die Dinsdag, ek dink hy het dit die Saterdag gedoen. So dit was so weird.
Jo. Right. Mense almal het hulle eie dinge, almal het hulle eie struggles. Ja. Ja. Okay, so van daai, dankie dat jy dit geshare het actually. Ek's altyd interested in, maar dit is een van die goed, dis weird. Dis soos mens dink net gou op 'n semi-filosofiese whatever note. Mens dink mense relate met jou victories, maar baie keer wat mense in gemeen het is dikwels that we all have different like whatever. Ons almal het ons eie personal struggles. Baie keer is dit like ek so hard op myself. Baie keer is dit hierdie persoon is depressed. Baie keer is dit iets net soos financially. Baie keer is dit iets soos daar's mense wat actually nie kos het om te eet nie. Almal het en baie keer is daar as opposed daar's biljoenêers wat I don't know, freaking moerse, ek weet nie, daar's ek dink is maar net alles relatief en proporsioneel. Soos daar's moerse mense wat ek weet wat absolutely amazingly, jy weet, succesvol is, maar hulle lê op hulle bank heel dag en hulle is 60s en hulle voel super depressed. So we can dip into the depth just now again, just to come up to the surface quickly, né? Ek gaan dit gou baie kortliks noem. So daar's my crazy baie soos touching points tussen julle en obviously weet julle van julle was saam, ek het net vir julle neergeskryf. Julle was albei op hotel, julle was op verskillende tye, albei binnelanders en Sewende Laan. Julle was albei in die movie Wonderlik. Julle het hierdie is inskrywend vir my. Ek sê, wow. Daar's so baie punte. Dit albei baie soos movies, reekse kortfilms. Simonay was in 5 Fools wat 'n huge local movie was. Mila was in Liedekerk soos vader. Mila was ook 1 jaar in soos 3 films of 4 films gelyk by Silverskermfees. Ek onthou dit was soos Mila's like all over die fees. Dit was net soos Skermkoningin. Nee, nee, maar so julle is altyd die super like forces en nou om dadelik terug te gaan in diepte. Eerder as jy's wat was julle favorite moment, like, ons kan daartoe ook gaan, maar like, op 'n very eerlike level, né? Ek weet vir my, is ek het so half, ek dink ek het baie keer, ek plaas baie keer my competitiveness onder 'n soos 'n dekmantel, of so baie keer sal dit oorkom as soos, ek wil kind wees en compassionate is, want dit is hoe ek glo, ek het dit binne my, and not like but/and, I also have a very competitive nature, and when it's activated, it's activated. En dis vir my nogal 'n interesting ding, want ek het vriende in verskeie industrieë en ook in ons industrie, en mense het 'n comparative ding, soos compare en hierdie kan like, dit is soos, en jy loop nou te gaan, ja, hierdie een se oë is groter as myne, of daai se, it's not about that, maar soos, hoe is dit vir julle, soos, ek weet vir my, selfs as dit my vriende wat close is, like, ja, dis weird, want dit is soos, ek wil bly, Jim Carrey, ek het onlangs 'n ding geluister, waar hy gesê het, hy het vir Sacha Baron Cohen ontmoet. En Sacha Baron Cohen, hulle was op so Hollywood Reporter tafel show ding saam, it was 'n baie cool, insightful ding. Toe sê hy, toe kyk Sacha Baron Cohen so vir hom, wat nou obviously in Borat was, en destyds Ali G en alles, en hy sê, yes, Jim, I still wanted to thank you, like, the first time I ever met you, you invited me over to your house, and you were very gracious. You were very kind to me. I appreciate that. And ek dink Jim Carrey, like, wys, party mense hou van hom, party mense hou nie van hom nie, maar hy's boring me, and hy's very lively and energetic, to say the least. En toe gaan hy, well, Sasha, I had to choose between envy and admiration. And then I tried to go for admiration. Wow, dit is so mooi. Dit was my so eerlik en so menslik, want as hy gegaan het, ja, because you're awesome. That's kind of true, because we're all human, like, ek het al vir Anneke gesê, dan sê ek soos, Jessie, check vir fucking op 'n baie ego level, jy weet, ons almal het egos, elke mens het 'n spasie vir jou selfwaarde en idee van jouself, like, is nou baie vraag, en feel free to antwoord dit as soos julle wil, maar soos, en hierdie staan ook vir my om dit te help, dat ek by julle leer, hoe julle dit manage, hoe is julle relationship met, en nie net mekaar nie, maar met mense in julle stream, met comparing, met finding your own lane, met, you know what I'm talking about. Ja. So ek dink, ek het 'n ding ook al raak gelees, en dit het my baie gehelp om sulke goed te navigate, en dit kom neer op, wanneer ook al iemand anders iets suksesvol bereik, wat jy miskien op jaloers kan wees, of wat iets is wat jy graag sal wil hê, the moment you start celebrating their
success, it immediately dissipates the jealousy. En natuurlik gaan dit opkom. Ek bedoel, dis mense vlees en jy, there's something that someone else has and you want. En 'n massive journey vir my is, want ek is die tipe persoon wat ek sal altyd sien wat ek nie het nie. Unfortunately, soos lean ek meer na die kant toe waar ek is, soos, oh, they have something and I don't have it. Om daai switch te maak van dat just because someone else gets something, or jy weet, word gechampion of gecelebrate in 'n sekere seisoen of something, doesn't mean that there's less for everyone else, you know, like everyone gets their portion. En die onmiddellike ding as jaloesie of comparison wil opsprout, is die eerste ding wat ek moet doen is om te sê, I celebrate this, ek love hierdie, and as soon as you do that, dan something else just dies down, maar jy moet dit voorkeur gee. En 100% is Mila is incredible, en sy, obviously ook dan het ons die ding waar mense ons verwar met mekaar, en ek weet ek en sy, we don't like it. As iemand is soos, Jessie, ek love hoe is dit om saam met Danny te speel, dan is ek soos, eintlik is ek Simone, is nie. Nee, ek nie in die intermissie nie, jy dink aan die Kersvader vibe, flip en wat gebeur. So dan voed dit daai ding ook, en ek moes leer om regtig net soos daai ding te sê van, but this is her, en ek love her, en ek dink ons vriendskap is ook, die feit dat ons saam gebly het, en mens ken mekaar regtig op 'n baie diep vlak, it helps with that, dis 100%. Sorry, ek dink, nee, ek dink ek en Simone is albei competitive because we are goal driven. Nie noodwendig met mekaar nie, maar net oor die algemeen, ek weet, ek wil baie goed bereik in my lewe, en ek weet Simone is ook so. En dit is 'n moeilike bedryf, in elk geval, want jy is konstant gecompared. Nie net jy wat dit doen nie, maar ander mense wat dit met jou doen. Met audisies, jy gaan in vir audisie, het word compare, met enige iets. So dit raak verskriklik moeilik, en ons baie tye wat ek goed is daarmee, en dan tye wat, soos jy sukkel weer. En dan moet jy jouself herinner, as hulle goed doen, maak dit nie minder van my nie. I'm not less. Soos I'm still cool, I'm good. En 'n mooi ding wat ek geleer het is, soos, ons almal is in die see, ons almal wag vir die wave, daai persoon vang nou die wave, hy surf bietjie, maar jou wave kom ook. Want dit gebeur, maar ons is almal daar, ons almal geniet dit, so just enjoy the ride, in plaas van om dit te gaan, maar ek bou nou, maar gaan doen nou iets anders, gaan wees besig met 'n ander ding, celebrate daai mens, gaan, yes, great, cool, dit encourage my om iets anders te doen, so, maar dit raak moeilik. Ja, en is ook soos, when that person does something well, of as jou eie insecurities opduik, to remember that this is you, hierdie is jou insecurities, dit is net vir daai persoon te doen nie, en om jou antagonisme, of daai ding wat opduik, te verwyder daarvan is, om regtig te dink aan die persoon, soos letterlik, soos om te dink, hierdie is wie Mila is, this is why I love her, this is the deep person, soos, this is the person I know, en om dit amper te skei, soos, om haar mens wees, is belangriker vir my as die goeders wat sy bereik, of die goed wat sy doen, of the stuff that makes me insecure. It reminds me that I love her more than I want to be the best. Verstaan jy? Maar ek het ook 'n boek gelees, as jy insecurities in ander mense, of jy raak kwaad vir ander mense, of geïrriteerd met ander mense, dis jou eie insecurities. So jy moet net terug gaan sit en gaan werk daaraan, en gaan, cool, why am I getting annoyed? They have something that I'm struggling with, or whatever. So ek weet nie, maar ek weet, ek en Simone se verhouding is lekker, soos ek voel nog altyd, soos Simone soos my sussie, so, soms gaan mens competitive raak, maar op die einde van die dag is ek meer lief as die bedryf, want sy is 'n mens, sy is my mens, so, that's well said. En om te erken dat daar is goeders waarin ek nie goed is nie, waarin Mila amazing is, you know, en ek gaan nie, dit is nie soos, ons is ons eie mense, en om daai individuality te celebrate, waar ander mense ons as een persoon, of weet teer mekaar of tussen ons, is ek so cool, daar is dit waarin sy flip en goed is, en ek love dit, en daar is my strengths, en saam is ons maar ons is ook ons eie mense, and that's also fine, and to celebrate that in yourself as well. Dis baie cool, en net ook om te sê, soos, ek het actually gehad nie aan julle gedink as 'n package nie. Ek verstaan presies wat jy sê, oor jy het altyd al gespeel, hierdie wat ook al,
Maar vir my is julle altyd baie sterk individuals. So dit was cool om julle saam te hê, byvoorbeeld hier op te hê, as two ja, as individuals wat ons van mekaar af kan bounce, not as a unity. So Ja. ek dink baie keer maybe kom die verwarring nie in die feit dat hulle dink jy's die een of die ander nie. Maybe kom dit, maar die verwarring kom dalk by dis daai cool een van dit. Daar's 'n ander cool een, they're different, but I find them both cool and inspiring or maybe whatever. So I either way think it's a compliment, maar ek hoor wat jy sê en is baie groot deel van hierdie podcast voel vir my soos terapie, by the way. So I appreciate, thank you for julle kan vir my maar tyd stuur. Ek sal maar my laaste pen Great. maar dis baie cool want ek dink ek het onlangs actually so hier kom my eie file was goed, pun intended or not intended uit. Maar ek sien van tyd tot tyd 'n sielkundige en hierdie persoon praat baie oor the letter of the law versus the spirit of the law. Dit is maar net 'n manier van praat soos the letter of the law beteken basies en maybe ken julle dit, ek het nooit dit so gedink aan nie. The letter of the law beteken basically dat kom ons vat nou byvoorbeeld nou in hierdie lockdown tyd, né? The letter of the law is sê net maar jy kan nie in kontak kom of jy kan nie uit jou huis uitkom of gaan stap na 9 nie, reg? The spirit of the law is what it's intended. The spirit of the law is as jy 2 minute oor 9 by jou voordeur instap na jy gaan stap, dan hoef jy nie jouself te gaan aanmeld by die polisie nie. You kind of respect it. The spirit of the law is the intention, the letter of the law is the rule. So in sy praat baie van soos dat mens mik na die spirit of the law toe, because that's where we actually are. Life isn't black and white. It's the softer, gentler area in between, jy weet. Soos ek het so daai wat jy nou sê, net om terug te kom by wat jy gesê het, sê net maar Simone, jy het gesê om iemand te celebrate, is die spirit of the law is doing what feels right. Even it doesn't mean you're lying. If you feel jealousy, you're allowed to feel jealousy. And if you feel, ek's bly vir jou, good for you. That doesn't mean you're lying. That's basically jy pleeg 'n bietjie alchemy met jou gevoelens. En jy gaan, wow, let's take what is something negative and try and transform it into something beautiful. Absolutely. En ek dink juist, dis daai ding van when I choose that above what I'm feeling, I start feeling the other thing as soon as I'm done. Dis is sodra ek dit doen, dan raak dit, dan oorweldig daai sense of positivity my, of daai soos, I've just given something to someone, and dit raak soos 'n deel van jou, en jy kry joy daaruit. That's the thing. The joy comes when you make that decision. But it's a decision. It is a decision. You're right. And it's sorry. And the thing is, what I also just excuse me, like I want to say, for me, sometimes I felt like I need to honor the letter of the law, but the letter of the law is not. But it's being fake, saying. No, that's not being fake. It's being appropriate. And it's changing something negative into a positive. So, Mila, please go on. Nee, so ek is op 'n baie groot eerlikheidsjourney om regtig te sê ek voel wanneer ek dit voel. So dit het dan met my gebeur wou gegaan en vir die persoon, ek is nou regtig jaloers, maar op dieselfde tyd is ek verskriklik bly vir jou. Want jy is altyd bly vir die persoon. Dit is amazing want jy is lief vir hulle, maar op dieselfde tyd jy het 'n jaloesie, maar as ek dadelik sê, hey, ek is nou 'n bietjie jaloers, ek sou dit ook wou hê, dan gaan jy dit in plaas van om dit binne te hou en in te borrel en te ek wil dit hê, maar ek bly vir jou, maar wat ook al. Want ek het sê release ek dit dadelik en dan is dit gesê, dis weg van my. Dit is nie meer in my nie. Dis hoe ek voel. Dit help my baie. Dis baie cool. Onthou nou net, daai's baie cool want wat jy kon gedoen het, as suppose die nie lekker version is mens kon gegaan het, wel jy het nie actually verdien nie of daai persoon of net dit ook al. Any however you do it, any way of transforming it into yourself to something lighter and more manageable and more positive is a win, dink ek. So en dis baie cool wat julle sê en ek dink ek is ook op 'n similar tipe soort van het 'n similar tipe departure point of mission. Want die ander amazing ding is as mens iets celebrate, Simone, wat jy gesê het van as jy iemand anders 'n ding celebrate, it's weird how you then if you see something that you're envious of, it feels like
in parenthesis, it feels like something's been taken from you, even though it hasn't. Ja. And then if you can celebrate, then you're giving. So then you're changing a take into a give, and you're taking ownership of that, and you're not making it yours, but maar die oomblik, dis so random voorbeeld, maar ek dink die oomblik wanneer mense kan deel voel van jou sukses, as hulle kan gaan well done, dan voel hulle het ook, oh yes, I'm also experienced, I'm turning a misery into a joy. Yes, absolutely. Dis so cool. Ek het eintlik 'n storie. Dis eintlik iets wat ek het dit in so 'n sermon gehoor and it stuck with me from that day, and dit het net so baie vir my beteken, but it comes down to this thing of when someone else gets something, it doesn't mean that I have less. Maar die vrou vertel van sy 3 seuns en hulle doen chores. Ek kan nie dit sê chores is chores. Ja. Hulle doen chores. En dan vir elke chore wat hulle doen, kry hulle soos $2, $5, ensovoorts. En die oudste seun is obviously baie meer competitive, hy wil alles reg doen, so hy het flippend hard gewerk, hy het soos extra goeders gedoen vir al die geldjies, en die ding is, hulle gaan Disneyland toe op die 20ste September, en dan is dit nou hulle sakgeld vir Disneyland. Die middelste kind was net soos, screw dit, ek worry nou nie veel oor dit nie, ek gaan nie regtig hard werk nie, ek gaan net dit wat ek moet doen vat, en die jongste kind het nie eintlik participate, want hy was te jong. Maar anyways, dit was nou hierdie 2 boeties dan eventueel. En die dag wat hulle Disneyland toe ry, was dit toe nou die middelste kind se verjaarsdag die volgende week, en daar kom toe 'n envelop in die pos vir die middelste kind, sy naam is John, en die oudste kind se naam is Peter. Okay. Daar kom 'n envelop in die pos vir John, en dis nou sy verjaarsdag geskenk van ouma en oupa af. En hulle sit in die kar, en hy maak sy koevertjie oop, en daar's soos 'n $20 bill in die koevertjie. En Peter langsom, die oudste kind wat flippend hard gewerk het vir sy sakgeldjies, het soos $10 op die ou end gemaak. En sy hart is flippend seer, want nou kry sy boetie iets wat hy nie eintlik voor gewerk het nie. En hy het flippend hard gewerk en hy het niks gekry eintlik, of jy weet. Anyway, en op haar oomblik toe draai hulle ma om, dis nou die een wat sy die sermon gedoen, en sy sê toe op haar oomblik toe weet sy moet vir haar oudste kind van trane skiet in sy oë, en onmiddellik kom haar jaloesie op, en sy kyk vir haar kind in die oë, en sy sê vir hom, you do not have less because he just received some. En die principle wat uitgekom het is dat as soon as you celebrate someone else's success, it means that you immediately qualify for your own promotion, whenever. Wow. Dit beteken dat you can give something when you do not feel like it, maar jy sal wil gecelebrate word as jou deurbraak. Ja. Dit miskien nou wees nie, maar as ek Mila se successe celebrate, says I would want her to celebrate with me when it's my turn. And there's a give and take met dit, maar dit is nie, mens gaan deur seisoene, that's the reality of it. En ek weet dat ek's nou in 'n height van my loopbaan of whatever, but it's not going to be that way forever. So if people can celebrate with you, you know that you're going to do the same for them. Maar ja, dit was daai het nog altyd in my agterkop gebly, en dit is so mooi dat jy kan weet, when I give something of myself, it qualifies me, it says something about that my heart is prepared for whatever is to come for me one day. Mila? Ja, ek dink jy wou Nee, ek het Simone, ek het al my storie gehoor by Simone, en dit ook al by my al baie gebly, want dit is so mooi, want op die einde van die dag, jy wil net fees vier saam met jou mense, en jy wil hê hulle moet saam met jou fees vier, so ja, dit is regtig, dit is 'n moeilike ding, dit is regtig, en mense sukkel maar met dit daaglikse eerlike chats, maar ek het geleer, soos ek moet nie ek het baie van my waarde in die bedryf gesit, soos, as ek werk kry, dan is ek waardevol. As iemand sê, jy het goed gedoen en daai, dan is jy waardevol. En toe ek begin besef, maar my waarde moet nie van my werk afkom nie, my waarde moet van myself afkom. Ek is genoeg as mens, ek as Mila is genoeg. En ek het begin soek by ander vir daai waarde. En ja, so dit is my eie journey waarop ek is om te gaan. Ek is meer as genoeg. En dis moeilik. Want ja, jy moet dit nie van ander mense af kry, jy moet regtig nie jouself kry, maar dit is maar moeilik hoor.
alles mens van nature ambitious is. Jy weet van Ja, nature, presies. Jy's 'n dromer, jy het ambisies, daar's goed wat jy wil Mm, doen and there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with Precies. being driven. Jy weet, maar dit beteken dat mm, daar's iets in jou wat wil create. It's a love of creating. Maar om die onderskeid te tref en ek dink dis waar 'n groot ding vir my ingekom het van faithfulness versus success om Mm. the definition van success vir jouself te rebrand. Yes. Even in a season where there isn't a lot going on, beteken dit nie jy is nie suksesvol nie. Beteken Ja. dit dat jy faithful is met wat voor jou is. En dan begin alles anders in konteks. Jy kry 'n ander perspektief oor alles anders in jou lewe. Ja. Absoluut. Ek dink is baie powerful en baie cool dat ons al drie in eerlikheid lewe met hierdie tipe van goed, want ek dink party mense en it's not showing fingers, maybe is niemand so nie, maar ek dink mens kan dalk either nie, ek dink wat ek sê is ek dink daar's iets empowering om dit te erken en dan daarvan af te werk. Want you go, Yes. because you're not like, oh, I'm a freak of wat ook al. Want ek vind dit in fact baie liberating om met julle te kan praat daaroor. Want baie keer kom as ek dis daai tipiese goed, jy weet, soos 'n voorbeeld sal wees, so sê net maar ek dink in kom ons sê die creative performing entertainment industry performing like breër aspek, reg? Is iets so social media is obviously so 'n huge ding en ek dink of was so groot so wat mense dit wil maak, I suppose, maar ek bedoel en dis ook iets waar ons kan vinnig chat met 'n relationship daarmee, want dit is so vir my sê maar jy het 'n buddy wat 'n prokureur is, reg? So as ek reg is, Simonay, is Andries jou man, hy's 'n entrepreneur en 'n rekenmeester by trade, reg? Hy's in daai field. Ja, very much. Ja. Very much. En Mila, jou boyfriend, Beer, is obviously saam met ons in meer in die soort van ek wil amper sê entertainment, skepende daai industrie, reg? En dis my interessant hoe sê maar jy dink in jou buddies wat either prokureurs is of bankers is of accountants is of onderwysers is, mense wat nou in ander industrie is en hulle het obviously hulle eie inner dynamics, maar daarso dink ek is baie keer is sukses grootendeels obviously your happiness en al daai, maar ek bedoel nou sukses in 'n tradisionele persepsie daarvan is baie finansiëel, jy weet, just daai doen goed, hulle maak soveel 'n maand. En ons industrie probably ook, maar ons industrie dink ek grootendeels dink mens baie keer iemand se sukses is ook 'n byvoorbeeld 'n hoeveelheid followers wat hulle het op Instagram. Dis 'n voorbeeld, jy weet. Soos byvoorbeeld julle het albei baie meer as ek en ons is nie in dieselfde mark nie. Ek bedoel ons is nie dieselfde geslag eers nie. So dis nie ek voel nie soos julle die rol gekry wat ek moes gekry het. Damn it, ek moes die jong vrou, jy weet die jong whatever. I suppose ek sou kon doen met daai geld en maybe nog 'n paar maar ek het sou nie gewees het met hierdie baard. So hoe is julle ding daarmee? Ek weet ek en Mila het al daaroor gepraat. Ek en maar Anneke en ek en jy en Beer, Mila het al gepraat soos oor soos wat ook al praat ons oor soos dan sê jy ook soos dis weird, dis 'n moeilike ding want dit kan ook en ons hoef nie te lank daar ons gaan nou kyk ons beweeg nou gou in die ego en dan gaan ons nou net by liberating shit uitkom. Maar om in die ego in te val is liberating, you know. Yes, exactly, a good point. So Mila, ek onthou jy het ook al gesê soos baie keer vat jy net 'n bietjie van 'n break. Want is maar dit is hoe is julle relationship met daai? Dink julle dit my ander vraag is like and go with this way want wat Simonay, jy het wel relatively speaking vir my het jy 'n massive following. Ek wil was dit altyd so ek het gecheck jy het 146,000 mense op Instagram like was dit altyd dat dit vinnig gegroei was dit het jou nou want ek weet jy was ook al kyk jy het al en ek bedoel all respect to your work, to your drive, to your work ethic en het dit exponentially begin peak op 'n stadium kyk obviously ek dink versus the Dwayne the Rock Johnson is ons almal dwarf social media maar ek bedoel ek dink in Suid-Afrikaanse konteks is ons almal soos jy weet I mean like ja maar in the biggest scheme of things is Dwayne the Rock Johnson ook net 'n fleeting spirit passing through in a flesh vehicle maar in geval Yes. of an eternal spirit in a flesh vehicle maybe hopefully maar Simonay, wanneer daai boom begin aangehou, versnel en dan Mila wil ek ook graag by jou hoor, what's your relationship? Do you add value to your social media and do you think we should
focus on the work being the hero, or do you think being our own brand managers is also important? Like just where your mind's at the moment. Like there's no wrong or right answer. Simone, jy kan sommer begin as jy wil. Ja. Dis interessant. Ek dink so ek het van 7 landse dae af en dit was soos 2013 het ek daar begin en toe het ek I like social media. I do love en ek hou veral van Instagram en dit nou alles wat nou aangaan aside, I've loved it from the moment I've had it because I love words en ek hou van fotos. I do love the combination of the two. So just out of what I enjoy, I love the creative aspect of it en ek hou daarvan om my lewe te deel. En ek is 'n introvert, maar ek is maar daar's soveel wat aangaan en ek hou daarvan om revelation te kry waar ek gaan. So I love sharing that, you know, when I can, when I want to. Op my eie manier. So dit is 'n creative outlet vir my. So ek het dit al gekry toe dit uitgekom het. Ek het in 2013 onthou ek voor dit 2012, 2011 se kant en toe het ek al gedeel en so met 7 Lon het dit obviously ek kan nie eens onthou hoeveel ek daar gehad het of something nie, but I know it grew a lot in 7 Lon se jare. En toe en ek weet met Stroomop, die bemarking en met Dan en Ivan is ons insane met bemarking. So met die journey met Stroomop en die praatjies en goeders afwesig gaan praat by skole. So daar dink ek het dit nogal gegroei. Maar die grootste exponential growth het eintlik maar gekom uit ek dink deel rondom my troue. Daar het dit regtig vinnig gegroei en I think it was just that people found hope through our story en this ek dink daar's obviously people love en hulle ek dink maar net ek en Andries die feit dat ons saam en daar het ook die ding ingekom van I don't want to share a lot about my love life, you know, because I mean as artists you want to remove yourself from too much that's going on in your personal life. So tot vandag toe is dit nog steeds 'n discernment wat ek wil gebruik en 'n partykeer 'n boundary wat ek moet trek in terme van ek wil nie net Simone die getroude, jy weet dit wees nie, but that is a bigger priority for me than my career. My huwelik kom vir my eerste, so as ek wil deel rondom dit, dan gaan ek. Maar ja, ek weet net met die troue het mense baie aanklank gevind en Andries het ook sy eie journey en ja, so ek dink met dit het mense nogal baie ingekoop in ons storie in. But I love it. Ek hou van sosiale media. Ek moet partykeer 'n breek vat. Ek het oor Desember 'n lang breek gevat just to like not get to dit is maar 'n distraction baie keer ook van creativity, jy weet. Soos jy word nogal ingesuig, maar ja, dis maar 'n journey op sy eie. Dit kom al jare. I've wrestled with it. I've overcome a lot of the stuff and it's an ongoing thing constantly. Mila, ek wil nou by jou kom. Ek gaan want ek weet jy gaan ook alweer nou op 7 Lon. Is jy air-roll? Jy sal op TV vir 'n rukkie nou, né? Ja. En so dit gaan probably al hoe meer gaan, maar jy het ook 'n groot following. Vir my is dit huge. So dit gaan ook al hoe groter word. But because there's a big audience and so, dis 'n lekker groot platform. Maar net gou Mila kon nou by jou kom daaroor. Ek wil net gou by jou check want jy het nou iets interesting gesê Simone en unflesh it. Hierdie is nou presies hoekom waar die podcast verskil dalk met 'n normale interview. Is jy het gesê want jy hoef nie Andries se persoonlike lewe uit te klap sy individual nie, maar as jy praat van julle altyd julle eie journeys, praat jy van personal, spiritual, whatever. Julle het elkeen julle eie, you know, it's a jy praat nou net van career-wise, nee? Yeah, no. I mean like, especially in terms of our testimonies and the things that we've worked through. Andries het ook al 'n post gemaak oor, so Andries is, hy is incredible. Soos ek het eintlik gisterand weer op sy profiel gegaan. En toe sien ek soos meeste van sy posts. Nice. Ja. I like it. Ja. Ek weet, en toe ek soos meeste van sy posts regtig ons huwelik is vir ons so, ons treasure dit regtig baie, and it's been a dream of ours to get married since I was very young, and since he was very young. Vandat ons mekaar ontmoet het ons gepraat oor, hoe droom jy oor 'n huwelik? Wat is jou, jy weet, en ons altyd kom uit gebroke huise, geskeide huise uit en stuff, so, that is a big journey for us. En Andries het ook al op sy sosiale media gedeel oor
sy journey om op 'n plek te kom waar hy heel gevoel het om in dit in te tree, to give all of himself to someone else in that capacity, jy weet, op ons eie religious journeys of spiritual journeys. So ek dink hy bied iets vir 'n groep mense en saam bied ons iets en ek bied iets op my eie, maar definitief nie in loopbaan gewys nie. Ander is soos ek is sy hele lewe. Ek is nie sy hele lewe nie. Maar op sosiale media is hy by regtig huwelik en sy vrou baie. Dis cool. En ek dink mense inspireer mense. Ja. En they find something in it. Ek sê nie almal hoef so te wees nie, maar Ja. ek dink ook in 'n bedryf waar baie huwelike, jy weet, they don't make it. And I have a lot of, jy weet, soos, there's no judgment, en ek weet dit is flippend tough, maar ek dink, omdat ons huwelik vir ons regtig, like, I will, it comes first for me, bo my loopbaan, en, ek dink mense het nodig om miskien 'n ander kant daarvan te sien ook, just to give them hope, you know, that it's possible for marriages to work. Ja. En ons gaan ook foute maak en ons gaan ook deur tawwe tye gaan and it's not always sunshine and roses, but we want to show the reality of it as well. Exactly. En ons is nog 'n jaar getroud, maar ons ken mekaar al baie lank. Anyway, it's a long story, but yeah. Well, it's an interesting story, and thank you. It's cool. Dis baie dankie dat jy share that you don't shut that question off and you explore it. And dis cool. Ek dink jy's heeltemal reg. People love love and they love hope. Ja. And, there's something beautiful in that. And then when it's coupled with honesty, even better. So Mila, waar staan jy van ons laas gechat het? Vandat ons laas gechat het, ja, fok. En ek was al soos, ek dacht van Mila of ek dacht van Anneke gesê, en ek soos, hoe die fok, dan gaan ek, yes man. Soos dan check ek sê nou maar die ander ding is, as mens competitive is, dis nou een currency, following and whatever is geld is 'n ander currency. I don't know. These are worldly currencies, maar as mens praat your spirit, jy weet, en jy kry jou eie validation binne yourself and maybe a connection with the divine power of whatever may be, of love people in your life. So it's an interesting one. Soos Mila, waar staan jy daar op daai een? En is it waxing and waning? Sosiale media is vir my moeilik, want ek het dit in die begin gedoen as soos 'n fotoalbum. Dis lekker, dele van jou lewe. Maar ek dink toe begin die bedryf in dit inkom en jy gaan na audisie toe en dan vra hoeveel following jy het en soos ons sê soos okay, wag. Ek wil nie werk kry omdat ek sekere aantal followers het nie. Ek wil werk kry omdat ek 'n goeie audisie gelewer het. Of wat ek reg is vir die rol. So dis hierdie catch-22 van you want to partake in it, maar jy wil ook nie hê dit moet ek weet nie. Dis vir my baie weird. So en is 'n plek waar jy baie compare, want jy sê wat sê dis daai persoon voor gegaan of wat 'n rol hoekom het ek nog gehoor nie, en dan raak dit hierdie weird ding. Maar ek dink Simone is op 'n ander journey met dit, want sy het 'n getroude lewe, dit is vir haar belangrik. Vir my bedryf is nog vir my nommer 1. Dis my werk is vir my nog nommer 1. Weer is great. Baie lief. Maar ek bedoel, soos ek wil ook nie, omdat ons in dieselfde bedryf is, wil ek ook nie ons heeltyd share nie, want dan raak dit Mila en B in plaas van Mila aktrise alleen. Ek wil nie 'n ding word Mila en Beer nie. So dit is vir my moeilik. En die media love it ook, né? Yes, en hulle love it. Ja, en hulle wil stories daar doen en jy wil nie. Ek wil nie praat oor my verhouding nie. Dit is myne, that's that. En dit is net omdat hy ook in die bedryf is. So as hy nie in die bedryf was dit 'n ander situasie. Maar ek dink omdat hy hier is en hulle kom met stories en dinge wat hulle wil hoor en dan wil hulle goedjies, ek weet nie, is alles sê nie, maar dan sien net soos, I don't talk about it. Oor wat jy en wat nie. Yes, so ek weet nie, sosiale media is vir my baie op en af. Ek het nog nie 'n antwoord daarvoor nie. Ek wil net altyd eg wees. Ja, ek wil net altyd eg wees. Wanneer ek iets post, cool, I'm posting it. Not because I want you to like it, it's because I liked it. Ja, ek hoor jy. Julle het albei, ek speel altyd Instagram, julle altyd 'n baie goeie aesthetic eye, of aesthetic, en julle Instagram bios is altyd baie cool, by the way. Dankie. Julle Instagram bios is altyd baie cool. Dit is regtig funny. Dit is baie funny. Dis Barbara.
Barbara Brashington, sy skryf hulle vir jou. Eintlik kon Kontak sy af. company, 'n bio company begin, waar sy baie uitdink. Kyk, Pietie se oop, Pietie. Awesome idee. Ek love daai idee. Baie kan. Hoor gou Pietie net vinnig, soos wat ek dink in terme van following, nee. It's again like to tap out of what it means as a commodity and tap into it's a group of people. So to see the people behind the number is regtig nogal vir my belangrik. En om dan op 'n punt te kom waar jy is soos, okay, but am I contributing to people's lives? Am what I saying helpful? Am what I saying soos to go into a serving capacity where it isn't just about you and building a following and building a platform and self-promotion is a lelike ding and with social media you have to navigate like where do I I show people a slice of life and who I am and I can ook aesthetically mooi goed deel and also then like but what do people need and what can I give to them and how do I serve the people that actually follow me in a sense. Maar soos Simonay se followers is vir my ook dis ook nie net vir my nommers nie, omdat sy baie van haar Christendom deel, haar message deel, sy doen ook praatjies en goeders. So dit is ook vir my, dit is mense wat haar volg want hulle voel geïnspireerd of mense wat voel hulle kry nie net haar acting nie, maar dit is 'n boodskap. Omdat sy juist daai platform het van sy doen nie praatjies by kerke en skole of waar ook al, maar dit is mense wat haar volg as gevolg van hulle geloof ook, wat mooi is. Dis nie net 'n image ding nie. That's very dis presies dit. So jy wil dit nie sien as fans of followers, jy sien it as a community and that makes a big difference in how you approach. I agree. Dis alles, dis nie nommers nie, dis nommers, maar dis nie stats nie, dis mense. Yes, presies. En ek dink ek het iets interesting gehoor. Ek luister baie podcasts en also in the Creative Pep Talk. En as die ou het gepraat van en weer eens, dit klink weer soos ek dink in elk geval in hierdie land soos ek hou nie eintlik van om te praat eers van followers en fans. So ek praat oor ek is geïnteresseerd in die subject material, maar dit klink asof mense objectifying. Ek bedoel dit nie so nie. Ek bedoel net soos want daai mense is individue en amazing moontlik probably jy weet daar's soveel amazing mense, maar nou as mens net vashak vir 'n oomblik by die idee dat daar followers is. Hy het interesting gesê. Hy het gesê eerder as wat jy dink, sê maar kom ons ek maak nou 'n nommer op. Sê my het 400,000 mense wat jou follow. In plaas van om te dink that you have 400,000 followers, rather think that you have 40 followers, but where are they following you to? Dis mooi. En dit was my really cool. Ja, want dit sluit nou wat Mila ook sê van soos sê maar mense wat jou volg sê nou oor die message, né? But soos they actually get something from it. They don't just feel jealous or weirded because they don't have so much likes on a post or whatever. Maybe sometimes the ego kicks in, but more than that, or other than that, they go, oh wow, this makes me feel slightly comforted as a person. Like, or this makes me feel a bit more, Wel, as jy kyk na Skulk, hy nou in hierdie lockdown tyd van so 60 dink ek na 100 en iets toe gegaan. En dis omdat hy elke dag 8:00 die oggend 'n boodskap gegee het, 'n quarantine boodskap en mense het elke dag geweet om 8:00 te kyk, Skulkie gee weer, hy laat jou lekker voel, hy laat jou lag. En dit is 'n mooi ding om te sien hoe sy ding increase het omdat hy mense laat goed voel het in quarantine tyd. Ja, that's true. And people need it vir al in 'n tyd. Exactly. Ja, so dit is ek dink met die ding is dat met veral iets soos jou geloof is that you are pointing someone towards someone else and that makes the difference vir my. Awesome, dis so lekker om julle thoughts te hoor. Dan wil ek gou iets hoor net op 'n net soort iets wat baie mense sal ken, Hotel waarin julle albei is, né? Super fun reeks. Dit lyk so ek was lekker genoeg om eendag daar te wees vir een episode. Dit was super baie fun. Julle het seker bol. Daar's al 4 seasons uit. Anneke, ek het al vir Emila gesê, Simonay, ek weet nou ek het seker nog vir jou gesê dalk of ek weet nie, maar Anneke het Hotel, sy het obviously geweet daarvan, né? Anneke nou my meisie Anneke en sy het Hotel discover op Showmax en sy daai show gebinge watch. Ek kan nie vir verduidelik nie. Sy het letterlik 3 seasons gekyk in 'n naweek. Sy was soos, oh my god, my favorite show. Sy was soos hierdie is een van my favorite shows ooit. Sy love it.
Hoe Dis fun amazing. is dit baie fun? Julle het al 4 seasons soos as ek reg verstaan is al 4 seasons uit en jy weet ek dink dit is 'n successful franchise, so let's see where it goes en al daai tipe van goed, maar hoe is dit? Is dit 'n family feel? Weet julle is daar moments, 'n highlight of is dit 'n highlight ding? Is dit soos elke jaar kom julle saam, yes, is nog 'n season van Hotel. Is julle hoe is daai experience en is daar is daar Mila, sommer by jou begin. Is daar 'n highlight sover daarmee om ja, just like flow? Dis ongelooflik. Hotel is regtig ongelooflik. Jy is besig om te speel saam met jou buddies. Die feit dat ons 4 seisoene al het, is so lekker want jou karakter het so gegroei. Ek weet my karakter het van seisoen 1 af na seisoen 4 crazy gegroei. En dis lekker. Ek dink ons kry sulke geleenthede om jou karakter regtig te leer ken behalwe as jy in 'n CP is nie. En ek weet nie, dis sodra ons Hotelskies dan sê ek soos kry. Beste 5 weke ooit. Harde werk, baie harde werk. Maar dit is so lekker want jy groei as aktrise so baie. Ek kan nie vir jou sê nie want jy moet so op dit wees. Ons skiet verskriklik baie in een dag. So jou energie moet nie drop nie. Comedy jy moet luister vir die ander persoon, jy moet so konsentreer in dit wees. En improviseer en ja, dit is die mees ongelooflikste ervaring in die wêreld. Cool. Dis die perfekte voorbeeld van I'm slightly envious, but I'm so happy for you. Want het is so lekker. Dit is so not the product is cool, people like it, it's a joy, it's lekker. Yes. It's fresh, it's funny, it's got all those things. So actually, ek jok eintlik myself. Actually voel ek nie so envious nie. I think because I've changed into being able to acknowledge that it's awesome. So I feel like, beautiful. It's not always easy, let's be honest. Maar ek is soos as ek nie in dit was nie, ek sou my polse gekou het. Dit sou vir my baie want ek dink regtig elke keer as ek stel toe ry en dis baie vroegoggende en ek's nie 'n oggendmens nie en dis my taaf hoor, die 4 uur opstaan, 5 uur daar wees wat. Maar daar was nie 'n dag wat verbygegaan het wat ek nie gedink het ek kan myself knyp dat ek deel van kan wees nie. Soos ek do not take Hotel for granted at all. Dit is vir my en ek onthou op universiteit het ek The Office begin kyk en ek onthou ek mesmerized was met hierdie comedy met hierdie ding en in my hart was ek soos Here, kan ek eendag van so deel wees. En ek kyk Hotel en ek sê this is the thing, jy weet. So mens weet nie wanneer jy ooit weer in jou loopbaan so iets kan ervaar waar jy jaar na jaar op 'n styl kom, jy ken die mense, ons gel saam, daar's chemistry. Ons ken mekaar so goed en jy word uitgedaag om by te hou met die pace van comedy. Jy groei elke jaar. As ek kyk na seisoen 1 en soos my comic timing daar en mense elke jaar is embarrassing, maar anyway, elke jaar groei jy ook because the people around better. You are challenged to up your game. En die skryf en die everything, it's such a magical show. Dis so cool, dis so awesome en ek raak genuinely ek is happy vir julle. Dis exciting want ek en Anneke was eendag by 'n trou en toe weet ek ook soos dis my baie cool wanneer dinge want ons almal is mense, ons het nou daar gepraat. Soos vir my, ek het al hoe meer beweeg. Ek weet nie, dis maar 'n internal ding. Ek sien myself as verskeie goed, maar al hoe minder ek wil amper sê al hoe minder versperrings en labels en name en al hoe meer net menslikheid want ek dink as ons kon net sowel ek weet nie dalk gekies het om onderwys te gaan swat of law te gaan swat of freaking ek weet nie iets anders te gaan swat en maybe sou ons great of horrible gewees het daarin, maar die ding is dis vir my baie cool wanneer goed buite industrie soos dit was vir my awesome. Ek en Anneke was by 'n troue in Ceres en dit was een van 'n meisie wat een van my Anneke se beste vriendinne wat saam met haar medies geswat het, wat hulle het in 'n huis saam gewoon, so hulle was 4 dokters wat saam in 'n huis gewoon het en so dit was baie soos mediese crowd en hulle, jy weet, partners wat ook verskillende en ek het ons op by die tafel gesit by Ceres hier buite, was so beautiful mense drink 'n glas wyn en ons chat so en goed en mense, iemand kom toe op. Dit was die beautiful ding, is van dit was nie vir my soos, hulle het gehoor van iets nie, hulle het onder mekaar dinge gepraat, daar was een of ander excitement onder mekaar, of hulle het vir my iets gevra van soos, oh my gosh, ken julle die hotel, verwys na een of ander hotel episode, iets wat gebeur het,
of ken ons hierdie mense van die tel? Daar was so hele excitement, maar dit was glad nie mense van ons industrie af nie. En dis my altyd 'n baie cool ding when it jumps over, because then you know it's not self-serving and self-indulgent. Weet ek, daar's maats en alles, but if it can jump and translate into a completely different group, en hulle was so amped, hulle was ken jy die mense van die tel? Yes, hoe's daai mense? Hoe's hierdie wat ook al? Dis ek soos, wow, dis regtig awesome. En is daar, ek weet nie eintlik where I wanted to go with that nie. Is daar, so Tel's amazing, en julle het al super baie stuff gewerk het ook al. Het julle, hier is net iets van ek nou gedink het, het julle, ek weet Matthew McConaughey het nogal 'n cool gesê, sy hero is hom oor 10 jaar. Hy's altyd besig om hom oor 10 jaar te volg. Ja, dis cool. Ja, het julle heroes of so mense na wie julle opkyk, internationally of locally, of is soos ek wil met daai persoon werk, of ek kry iets van daai persoon se whatever af. Het julle soos 1 or 2 stand out heroes? Dis ook vir my om dan kan ek hulle gaan uitcheck en gaan, dis 'n interesting man. Weet jy wie onlangs, dis altyd 'n baie moeilike vraag vir my, because it also changes, jy weet, want daar's different things you aspire to in different seasons in your life. En aan die ander kant was ek nog altyd, soos, ek kan nie iemand 'n rolmodel maak nie, because they also have weaknesses and stuff. Jy weet, jy kan nie iemand op 'n pedestal sit nie. So, from a spiritual perspective, like that person for me is Jesus, because I aspire to be more like him. Just general, his character, his unconditional love for people, so I can always grow in that regard overall. In terme van loopbaan, moet ek vir jou sê onlangs, and this took me by surprise, because I never really enjoyed her as much in die rolle wat sy al gespeel het, ensovoorts. Soos partykeer, ek het al goeders gekyk, en ek soos, ek weet nie of ek so lekker baie van dit hou nie. But recently, just regarding the way that she is taking the industry by storm as a woman and a producer, is Reese Witherspoon. Veral na the morning show. Soos, in Big Little Lies, en sy begin goed produce en skryf, and like she's taking on a role generally known to have been for men, and ek love wat sy besig is om te doen. Like she's bridging a gap somewhere vir my. Dis 'n baie goeie ene. Ja, het jy nou iets? What is it? Wat hoor jy? Nee. Reese Witherspoon sê vir jou dankie. Hoor jy so? Renee, I hear you. Thanks so. Okay, daar's net anyway. Reese Witherspoon is 'n super goeie ene. Sy is baie cool en sy het baie powerful goed, and she still does it, and every time you see her, she still does it with humanity and a heart. But you know, like a softness. There's the softness and there's the fierceness. Yeah. Ek love it. Ek love it. Sy nie soos braas brand en na. You know, she's not abrasive in the sense. She's just doing the stuff. En ek love it. En ook, sy's nie 30 meer nie. Verstaan jy? Sy's nie soos 5 and she's doing it nie. She's had a career as an actress, and now she's starting to create the roles for herself that other people couldn't write to her. And ek loved it. Like these are her glory days vir my. And it's not like dis nie meer wat sy eerste fliek van haar Blonde, Legally Blonde. I love how she's rebranded herself. Definitief. She's empowering herself and other women and other people, and it's not by traditional like, okay, sy lyk op 'n sekere manier, it's a very different thing. And this very awesome. Ek wil gou, en Mila, ek wil by jou hoor. Ek wil iets wat ek vroeër wou gesê het en ek wil nie vergeet daarvan nie, is toe ons het gepraat het oor was net vir my iets baie cool in die feit dat hier is baie meer 'n link tot iets waar ons vroeër gepraat het, maar ek dink as mens in terme van om te serve of te gee of actually meaningful bydraes te maak tot ander mense se lewe en hulle na jou toe, and it's a giving and taking, that you don't see yourself better or worse than other people. Everyone's got their own value and we see each other as human beings. Dat mens gaan, as jy wil 'n impak hê of iets kan gee of iets kan deel, wat ook al, en kan ontvang en ervaar, moet jy nie probeer om die spotlight op jouself te wys nie, maar die spotlight op ander wys. En dan sal dit mooi reflekteer op jou. Jy weet, this is the bottom line, and then it's a give and take. And anyways, I just wanted to, that was just something that was still in the back of my mind. Mila, het jy so iemand, I suppose Reese Witherspoon is seker vir jou ook 'n goeie en 'n relevant een, is daar iemand anders vir jou, hoef ook nie as 'n actress te wees nie, dit kan freaking pro volleyball speler wees.
the president of New Zealand. Yes. Yes, so lovely. Nee, ek het ook nie rolmodelle nie, maar ek het mense wat my inspireer en dit kom en gaan maar. Ja, wat jy gaan, wow, dis amazing wat hulle nou gedoen het. Ek sal dit graag wil doen. Maar myne is 'n man, Sam Rockwell. What a brother! Interesting. Hy is vir my fenomenaal in elke rol wat hy speel because hy's nie die lead noodwendig nie, hy's dus die bykarakter. Maar hoe hy elke keer dit so human maak. Ja. Waar hy in Three Billboards die polisie rasist man speel. Still in that, you felt for him and you were like, hierdie karakter, hoe, jy weet, en elke keer het jy empatie met sy karakter en dit is graag wat ek met al my rolle wil doen. Ek wil hê mense met empatie met my karakter en waardeur sy gaan. So met hom, ek weet nie, soos toe hy in Jojo Rabbit, dan sê ek soos, even met dit voel jy vir hom en jy sê, wow, he just blows you away. So vir my is hy regtig vir my groot inspirasie om so te kan speel. Soos, hy is nie die lead nie, maar tog, hy vang jou en jy's invested in sy karakter. Ja. Yes! So vir my, hy is vir my fenomenaal. Dis sulke cool antwoorde. Dis sulke cool antwoorde. Sam Rockwell en Reese Witherspoon, daai is super cool antwoorde. En ek stem saam met julle albei dat partykeer doen iemand iets wat inspiring is of mense het aspekte wat inspiring is. Dit beteken nie ek wil Cristiano Ronaldo wees nie. Dit beteken ek kan sy harde werk admire en dan kan ek miskien whatever jy weet, freaking ek weet nie Bill Gates se manier van whatever jy daar's altyd dus aspekte in hoe jy eie en dan bring jy obviously jou eie magic. Speaking of eie magic, and answer this exactly how you want to, is wat maak julle, dis nogal 'n personal vraag op 'n dis 'n baie eenvoudige vraag, maar dis nogal personal. So ek het besef dit klink so baie eenvoudige vraag, but it's quite like take it as deep or not deep as you want. Wat maak julle happy? / wat gee vir jou hoendervleis? En wat ek daarmee bedoel is om vir julle 'n idee te gee is wel baie goed. Maar ek dink miskien wat my deesdae happy maak. Ja, ek wil sê wat my Go, yes. Wat my deesdae happy maak is so ek wil graag daar het. So ek het begin bietjie boeke lees en ek het laas 'n rekordfilm gemaak en ons het hom finaal nou klaar gemaak in lockdown en dit is tot iets in dit gekom. Tot iets in dit gekom wat my net soos inspireer waar ek gaan it's amazing om soos mense by mekaar te sit en iets te maak. Ek dink met acting is dit baie keer jy kan nie sien wat jy doen nie tot later. Maar jy voel wat jy doen en dis lekker. Maar met hierdie was dit soos vir die eerste keer waar ek dit sien en ek gaan making something. Soos wat ek sê, maak iets. Ja. I'm talking, I'm doing. Ja, so dit het my onlangs want ek het nou regtig baie boeke gelees en video's en dan kry jy hierdie idees en dit viel jou so op. Soos ek is nou so amped want ek wil graag nou nog een maak. Nog 'n kortfilm. Dis so cool, Mila, want jy empower yourself. Jy's besig om 'n bietjie van 'n ek wil nie sê Reese Witherspoon cap aan te trek nie, maar ek bedoel jy verstaan, jy's willing to be the cog of the machine, but also the director of the machine. En dis most empowering and super exciting. Simone? Ja, ek in dieselfde manier is dit het ek nou onlangs 'n draaiboek begin skryf en en I mean, there's a lot of stuff that makes you happy. I love a lot of things. My man maak my gelukkig. Goeie koffie maak my gelukkig. Die Here maak my gelukkig. But I mean, like the creative sense. And the creative sense, die book is 'n nuwe ding vir my. It's a new, it's very new and it's very scary and it's very challenging. Maar die vervulling en die satisfaction wat jy ervaar nadat jy 'n scene geskryf het en jy soos things are coming together, this makes sense, I believe it, it's new, dis amper soos dit is hierdie supernatural ervaring van putting something on paper and it's, there's something magical about the scene en al verander dit eventueel miskien, but in that moment you're like,
I just did something and it feels a bit like I'm out of my own body and it's new, it's working en daar's 'n satisfaction. En goeie stories laat my ook so voel. Soos ek het 'n morning show gekyk, ek weet ek het nou al daaroor gepraat, maar ek het 'n morning show gekyk onlangs en ek het die eerste episode aanvanklik gekyk reg terug en ek was so okay. And then I delved in en ek het aanhou kyk en net aan die einde het ek soos hande geklap en gehuil en ek het soos gelag en Andries was soos wat gaan aan? En dit was hierdie transcending experience for me wat 'n goeie storie my laat voel. So dit maak gelukkig. Ja, even if it's my own writing or if it's someone else's writing, Phoebe Waller-Bridge se Fleabag writing, there's something so satisfactory that really brings me joy from a good story. Ek het, by the way, through the grapevine, van die trusted sources wat ek jou eerste draft al gelees het, gehoor, dit is amazing, by the way. That's the word on the street. Ja. Iemand gesê, dit is, en ek kan vir jou sê, maar ek hoef dit nie nou uit te lap nie, ek kan vir jou na dit sê as jy regtig belangstel, ek weet dit nie of dit semi-confidential information was of wat nie, maar iemand gesê, wie dit onder oog gehad het, wat was soos, holy shit, Simonay se draft is amazing. Right. Yes, Simonay! I'm not just gushing, I promise you. By the way, hoe het jy jouself geleer dit skryf? Het jy screenwriting boeke, het jy gegoogel, het jy ge-YouTube, het jy net jouself geleer? Ja, ek moes maar. Ek het nie ek dink writing is intuitive first and foremostly. There is something in you that understands the humanity. It's a humanity thing. Maar yes, ek raak nou emosioneel. Maar dit is regtig tough vir my because ek fokus baie meer op wat ek nie kan doen nie as wat ek kan doen. En hierdie ding was net ek het vir jare wou ek dit al gedoen het vir so lank en ek het al ingeskryf vir goed en I wasn't accepted en so dit was nogal 'n journey vir my om op 'n punt te kom waar ek dit is soos screw dat ek skryf 'n draaiboek like it was nie baie jy weet glorious nie. Maar ek het myself maar geleer. So ek lees al vir lank, het ek Robert McKee gelees en Save the Cat en al daai goeders en eventueel laas jaar nadat ek self onder die gat geskop is en die ding is actually commission jy weet deur en net dis ek soos okay well it's time to put on my big gold panties en toe gaan ons het die Robert McKee Story Conference gaan doen in Londen en na dit het my baie empower. Jy en? Ek en Andries, ja. Ek wou hom saambring because the dream is for us to produce stuff together. Hy het ook 'n gevoel vir storie. He's not as much into like the detailed process, maar ek dink he loves stories en hy is obviously hy die production. Ek dink hy sal nog 'n goeie producer wees met sy bemarkingsoog en goed in mekaar bring en budgeting en wat. So ek dink eendag sal ons dit saam wil aanpak en ek het geweet if that's something he's going to put on one day as a captain, he's going to have to do this with me and just understand storytelling the way that I do. This super exciting. Oh my god. Speaking of which, jy praat nou van 'n movie maak obviously en hoe voel julle, miskien Mila sal ek nou sommer na jou toe gaan. Hoe voel julle oor I suppose dis 'n groot vraag want is so en ek sal amper like julle amper free laat dat julle res van julle Sondag gaan geniet. I appreciate your time by the way and julle sharing and honest sharing this is very cool. Baie lekker. Maar ek wil graag hoor net nog so laaste paar goed. Hoe vind julle obviously wel daar was nou lockdown en as die coronavirus en die land is downgrade na junk status toe vir die 100ste keer. Dis net soos dis tough and it's like yes is it financially sustainable om in die land te woon en hierso en ons is like where's the political situation and the economic future and all like whatever nee soos wil julle in die land bly? Kom ek begin by jou Mila, Suid-Afrika, wil jy in die land bly in die volgende 10 jaar? Sal jy hier wil woon en hier wil werk? Sal jy wil oor see gaan en daar wil doen? Ek weet jy en Beer was New York toe. Jy het vir my en Anneke amazing shit kom vertel. Ek en Anneke was oh my god. Dis so epic. Ons raai Dukes uitgestap en ons was soos it is amazing. Wat is julle gevoel? Wat is julle intuitive gevoel of soort van as julle nou julleself moet inplug tot die land en tot julle volgende 5 jaar soort van just a feeling kind of thing, Mila?
So ek sal definitief in die land wil bly. Ek is baie lief vir Suid-Afrika. Omdat ek al oorsee was, is nie my vibe daar nie. Maybe net New Zealand. Maar dis juist hoekom ek by die CP is. Ek spaar geld vir 'n flat. Ek wil graag 'n flat kry in West. Ek wil my eie plekkie kry. En dan ook wat noem mens dit? Nee. Passive income hê. So ek wil 'n passive income hê. The silver bullet, passive income, ja. Yes, passive income. En ek sal graag wil oorsee probeer, eerlike chats. Ek het nog altyd daai droom net om dit te gaan probeer. Of ek dit maak of nie, I don't care. I just want to go try it. Ek wil net my voet in dit gaan sit. Ek dink daar's ander stories wat vertel word in Amerika vir vrouens veral. Nog nie hier nie. Yeah, bigger budget. Ek hoop dat ons meer stories vir vrouens in Suid-Afrika kan vertel. Julle gaan dit doen. Julle is klaar besig. Yes. Simonai skryf 'n draaiboek en jy direct klaar jou eie show. Yes. Julle is nie die volgende, julle is nie die eerste. Jy is nie die volgende Reese Witherspoon nie. Jy's die eerste Mila Guy. Jy's ook nie die volgende freaking ding is nie, jy's die eerste Simonai. People must know. People must freaking know. Nee, dis hoekom soos ek wil graag oorsee probeer, maar ek wil dit hier ook in Suid-Afrika probeer. Ek dink ons Afrikaanse mense is baie loyaal en ek dink nie ons bedryf sal sommer weggaan nie. Al is die ekonomie van ons land baie erg. Ek dink ons gaan ander stories vertel en ek sal graag meer in die volgende 5 jaar meer deel van daai stories wil wees. Soos ek as vrou wil my stem. Ek en Simone het ook al gepraat om 'n storie te skryf saam en dan te produce as vrouens en te co-direct. So maybe sien jy dit in die volgende 5 jaar, maar ons is definitief uit om dit te maak gebeur. Doen dit asseblief. As ons 'n rol is vir Sam Rockwell se minder attractive bebaarde bergie looking through. Ek moet dit dis. Is jy dit? Jy's in. Simonai, hoe voel jou feeling towards die land en Andri se feeling? Wil julle in Suid-Afrika bly? Ons is ek's baie lief vir Suid-Afrika. I love the people. I love the place. Ek glo regtig soos I do believe that God has bigger plans for this country than we think and what we see in the moment. So dis hierdie dichotomy tussen, understanding that there is a promise, ten spite van alles wat aangaan, then it must be redemption and hope, and that's what we're supposed to hold on to. Maar daar is ook iets wat buiten groter is as omstandighede en dit is nog altyd van my en sy kant af 'n liefde vir Amerika. It's really strange, but we love the people and ons altyd, hy was nog nie daar gewees nie, maar ek was al 'n paar keer daar en elke keer as ek aankom en voel dit net soos this is a part of my tribe and I feel in tune with the people group. It's a baie weird ding. Ek kan dit nie beskryf nie. En aan die een kant voel ek so 'n bietjie soos 'n verraaier deur dit te erken. And in the same way, I can't deny that I really feel like there might be something there for us in the future. Simonai, sorry. Ek wil net daar in gaan. Toe ek in New York was, het ek presies dieselfde gevoel. Ek dink Amerikaners het 'n hustle. Daar's 'n hustle wat ek en jy ook het. Hulle het 2 of 3 werke, hulle maak dinge gebeur. Geen droom is groot genoeg nie. As hulle met jou praat, dan sê jy, "Oh, you're an actor." Amazing! En ons het Afrika se nog, wat 'n storie is jy cool, ek het jou nog nie gesien nie. Want daar's dit baie soos, yes, go for it. En ek dink ek love ook, ek was nou net in New York, maar ek kan verstaan hoekom jy Amerika love. Daai mense is net passionate. The thing about them is that they are hulle droom massive. Yes. They are visionaries and they are pioneers. I think it's in the DNA of their culture, of who they are. En daar's iets in my en Andries wat baie relate daarmee. So ons wil ons sal graag daartoe wil gaan. If it works out for me to go into the industry, I'm not in denial about how difficult it is en hoe jy 'n baie klein spik in 'n groter ding is. But I want to get to the place where I produce things and I direct and I create and ek kan nie na the city of Los Angeles toe en ek staan bakkant en wag nie. En dis nie noodwendig wat almal se doel is daar nie, but if there is something there, we would love to explore it. Maar ons is nog so bietjie soos, we want to start a family, we want to adopt. Ons baie goeders
wat ons nie weet hoe dit gaan gebeur nie. Ek wil nog 'n fliek maak en ek wil nog saam met Millies werk en daar's so goeders wat jy hier wil create, but we might want to like try it out if Trump opens borders. Ja. There's still time. En mens kan al die goed doen. Ja. Ek het baie keer gedink ons moet een of die ander kies. Ek het by Anneke baie keer as ek vra van Anneke, dis nou baie simpel voor ons gesê, ek kan nie besluit of ek nou of ek nou 'n kaasbroodjie of 'n chocolate brownie of ek steek 'n chocolate berry with my thing that's heavy privilege vibes, maar whatever, yes. Embraced and completely owned. En dan sê sy, maar jy kan albei, geniet dit albei. En jy kan op 'n stadium, julle kan al daai goed doen. En ek wil julle albei compliment, julle albei het daai. Ek dink julle albei kan 'n opportunity sien en iets create en hierdie drive en hierdie intelligence en hierdie wits en hierdie people skills, die likability, the understanding of humanity, the compassion, the kindness, the humor, the wit to navigate that process and make a success of it. It doesn't mean you're going to walk into whatever en skielik daar, jy weet wat ook al wees nie, maar ek hou van daai wat jy sê, soos Amerika is mos what's it, the land of the free and home of the brave. Ja. En dit is so 'n huge plek van opportunity. So ek wish vir julle albei daai. Is maar nou jy like as jy nog iets sê. Ek wou, maar ek dink ek het net vergeet. Ek dink ek wou sê soos ek het gesê ek word 30 oor soos 'n week omtrent. Ja. En ek het my lewe lank sien ek al uit na hierdie seisoen. I've just always looked forward to turning 30. Ek weet nie hoekom nie. It's just always been ek's amper 30. As iemand vir my vrou oud sê, dan sal ek nie sê 29 nie, ek sal sê ek's amper 30. Jy weet of ek word 30. Ja. So weird thing. Maar ek dink ek het nog altyd ervaar dat my 30s will be my glory years of this will be almal raak hard sê as hulle 30 word. Ek het deur baie staf gewerk in my 20s and I feel like my 30s will be a decade that I really treasure. Hopefully it'll grow from there and we'll get better. 40s, 50s, 60s. Maar spesifiek my 30s was iets in my hart wat ek voel oor dit. And hopefully, you know, like we are becoming the people that we want to have, wat ons sou wou gewees het. Ja. I mean, but especially with Mila ook, we are creating our own and we're writing our own narratives. En dis nogal belangrik in 'n industrie waar mens geleer word, you walk into a room and either people choose you or not and that's your fate. We don't want to be subject to that. En dis nogal, dis 'n iets groot wat ek en sy ingemeen het, ja. Ek kan dit sien en ek dink ek glo elke woord wat julle albei sê, by the way. Want nie omdat dit 'n saak van geloof of ongeloof is nie, dis net because I can see you speak with conviction and you feel it and you believe it en daar is definitely power in daai en ek dink julle gaan dit goed doen. Mila, dan my laaste vraag, ek wou dan gesê aan die einde kan julle net as julle iets wil punt of plug en julle wil iets sê soos mense gaan check dit uit of as julle net sê hulle moet julle social media stuff dophou dan kan hulle sien wat aangaan is ook cool, maar net voor ons daar kom. Ek het hier 'n vraag geskryf wat ek nie eers weet of dit sin maak nie, maar ek het hier geskryf, hoe voel jy op die oomblik en hoe wil jy meer van voel in die toekoms? Maar ek dink dit sluit in by wat Simonay nou gesê het. Hoe voel jy? Voel jy ook asof jy, want dit voel vir my, julle is albei so, julle is altyd tot 'n groot mate individualists and creators en het 'n groot voice, julle elkeen het julle eie voice en vir so lank traditionally was mense gesien of actors gesien of vroue gesien for that matter as cogs of iets binne 'n sekere groter prentjie to fulfill a role en julle carve julle eie narrative soos Simonay sê. Hoe voel jy? Voel jy ook soos sê maar nou met 7 Laan wat jy nou ook, jy weet aan nuwe kan expose en jy wat directing doen en hierdie goed. Voel jy ook asof jy op 'n trampoline staan of op 'n launchpad is en you going sort of jy weet, jy daai tipe van ding of is dit maar Nee, nogals, ek voel nogal so ek voel ek begin my voete vind in myself. Soos wat ek nou gesê het, daai jy voel nie goed genoeg nie, dis 'n lang journey whatever. Ek begin voel I'm getting to know myself more en ook in my geloof met die Here is ek soos yes, cool, hier is lekker. Ek het meer 'n lekker verhouding met die Here en ook 'n vertroue in die Here dat maak nie saak wat ek doen nie, ek gaan van dit leer en ek moet net aanhou goeders doen en aanhou in myself glo en dinge gaan gebeur. Soos ek dink vir die eerste keer hierdie jaar, al is dit die krisistyd, die coronavirus tyd, ek die rustigste wat ek nog ooit was. Wow. In myself en in waar ek is. Met werk, met waartoe ek op pad is, waartoe ek wil gaan.
voel ek regtig rustig. So is 'n weird tyd want ek kyk nou almal om my en ek gaan hoekom freak ek nie uit nie, maar ek kan nie want ek voel ek het alles wat ek nodig het. Ja. Regtig. Ja, ek het baie rustigheid hierdie seisoen geleer. Veral ook in lockdown tyd, soos ek het elke oggend opgestaan, dan het ek tyd met die Here spandeer waar ek gewoonlik die res het so want jy moet iewers kom of wat ook al. Waar ek net gegaan het, cool, ek gaan net 'n bietjie aan myself wees of ek het gemediteer ook by dit en gaan soos freaking stupid. Dis 'n app wat is ek weet nie wat die app se naam is nie, maar dis 'n meditasie ding waar jy you are enough. Praat met jou deur dit. Maar dit is wat ek nodig gehad het om te gaan I'm cool, I'm good. En te lees en te invest en te gaan waartoe is ek op pad? Wat wil ek bereik? Soos ek het 'n ding wat ek moet weer doen elke maand. Dan gaan ek kyk wat was jou highs van April? Kom ons share daaroor. Cool. Great. Lekker. Dan kyk ons wat wil ons vir die res van die jaar bereik en dan praat ons elke maand deur wat ons goeie positiefs was. Ja, en dit help net baie om te gaan en perspektief te kry van waarvoor is jy dankbaar en waartoe het dit jou gehelp op waartoe jou pad is. Dis baie cool. Ja. Dis awesome. Meer knoppelik contentment in 'n mens in 'n season where everyone shouts lack, jy weet, dan keer in yourself en te sien maar ek het baie wat I just contentment regardless of circumstances. Yes. Ja. Julle is awesome met julle te chat. Dankie vir julle. Jy's 'n ongelooflike onderhoudsvoerder. Baie. Ja, die vrae wat jy vra, the way you engage, ek wil net commend. Like I don't even think I ever had just iets so lekker soos hierdie. Dankie. Ja. Dankie. Baie dankie. And right back at you. Ek dink dis omdat julle I think it goes both ways. Eerstens, dankie, accepted and embraced and appreciated. I really do because ek dink is ook want ek stel regtig belang en ek stel regtig belang om ek dink soos wat ons gesê het mense admire aspekte in mense en dis vir my cool om aan te leer en te gaan hoe werk julle, wat maak julle happy, hoe dink julle oor die lewe, hoe dink julle oor hierdie, hoe dink julle daar en ek waardeer jou woorde en ek waardeer julle woorde en ek waardeer die feit dat julle so honest en vulnerable en ambitious en like the whole package that you were just human here and that you are human and that you're willing to share that en ek hoop vir julle en ek wens vir julle en ek spiritual high five vir julle al die goed wat julle daar wil doen en wat julle binne julleself, daai seeds wat julle binne julleself en in die universe plant en of dit nou lip eyes is destyds en of dit nou the point is, verstaan, ek het al baie van my eie version van lip eyes gedoen. Hierdie podcast was aan die begin soos wat en is nog steeds probably vir baie mense is lip eyes probably Oscar winning versus hierdie podcast. So it's all relative, but it's not about that. It's about planting your seeds of goodness and what feels right and then and sowing that and al daai tipe goed. So ek wil julle commend daarop en vir julle dankie sê en ek gaan vir julle high fives gee en ek gaan check wat julle doen en ek dink regtig ek het 'n gut feel en ek sê nie hierdie net nie, maar ek kan check, ek dink altyd die goed wat julle wil regkry gaan gebeur. Dis mos nie op dieselfde manier soos mens noodwendig het sien nie. Partykeer het die lewe het mos partykeer sit sy invitations in vreemde koeverte. En dan as jy sê, what is this? En dan as jy weer kyk, maak jy dit oop en dan sê jy, oh my gosh. Maar keep on watching, watch out for the envelopes, want ek dink julle sin gaan, you're already living it. So dankie en well done en alles wat awesome is vir altyd van julle. Dankie Pietie. Jy's so gaaf. En stuur groete en high fives vir julle awesome partners, okay? Ja, ek sal. Ja. Ek het al so vinnig met ander gesê, maar hy het nog altyd my awesome sense of humor gehad. Ek weet nie, ek het al iewers nog gechat, het hy net so amazing joke gecrack, of net so iets gesê, dus ek love your humor, en obviously Beer, stuur liefde, julle, have an awesome Sunday, en julle is awesome. Bye my Dankie Pietie, bye super night. Bye julle. Bye.